Right. Dacht ek het hom maar gelos. Bang hy kraak. Is nog gekraak, ek weet nie, my anyway. Ja, kom eens kyk. Jongens, kyk. Hy is nogal lang warm, hy is oor die 4 ure wat hy nog fisies warm hier in die buitekant was. Gezondheid. Ek klink wat 2 parte en is nie so, dit help. Die goed val ook oralste. Kom nader vir die Grand Rebel. Hehe, poppe. Check net daar. Niks krake nie eers 'n streskraakie nie. Success. Okay, kwaai. Ek was al gaan in die bult. Nice. Alright my chommas. Nee, grap. Anyway, welkom terug. Ons begin nou met episode 3. Ja. Ek het so 'n bietjie gewerk aan die drop-down. Dit is letterlik 4 ure se grondsikkel gewees van dieselfde wêreld oor en oor en oor. Nie vir julle regtig wil kyk nie. Hier is 38. Ek het 44 in stok ook. So ons gaan na 44 vat om dalk trim. Wat 'n basiese sleeve oor hierdie ouetjie pas. Sodat jy nog klein bietjie expansion en extraction het vir jou stainless steel met die bende en so aan. Laat ons nie kanse verhoog om hier te kraak of homself op die downpipe te kraak. So, ons sal dit daar doen aan die ouetjie vasweld. En daar moet ons die wastegate vandag ook. Is hy? Nee, anyway. So ja, om hom positioneer, hier so iets en om in te haai op daai lyn effektief. So ons net kyk wat ons opsie. Ons het nog van hierdie ouetjies oor. As ons wil extend, bietjie meer curvature gee. So is daai. So ons maak so 'n bietjie preheat. Ons word nodig daai weld en daai heat stress of heat stress nie. Differential stress veroorsaak tussen daai weld wat ek nog nie volley heeltemal vertrou nie. Almal sê dit sharp, hy het afgekoel, hy warm, hy het nie gekraak en dit is so alles is reg. Maar jy wil verkies ek nie hitte en koue meng in so 'n geval. As die karre raak al saam warm, al koel heeltyd saam af. Duisende kere tot dit eventually kraak. Maar as my hom nou kraak. Ja, byt maar vas. Gemaak 'n teekie. Nee, ek sal alles fast forward. Alles fast forward, so. Ek gaan die tyd hê om tee te maak. Jy kan wel pause, tee maak, brandy gooi, bier drink, wat ook al jou choice is. 'n Lighter. By my hoë graad NASA Tech housing heater. Weer die arme ketel. Stoofie. Alright, daai ouetjie les perfek daar, basies. Ja, alles gaan nou maar. Okay, ek gaan gewarm raak. Ek gaan tee maak. Jy wou nie nou nie, is jou probleem. Ek sien julle nou weer. So ja. As ons 'n liter water gekook het. Hoor jy, as ek ook lekker warm te wees. Net so. Okay, kwaai. Ek het koffie gemaak met tee nie. Ek het dit meer nodig vandag. Stick welding, lekker altyd koffie. Daai is koffie. Hier is daarom toe. Sê, wat is, sal dit nou skoon maak? En dan môre ook 'n bietjie met hierdie die Afrikaanse naam vir spring. As julle weet, comment below. Afrikaanse naam vir 'n spring. Skroefdraad, springstaal, ek weet nie. Dat weet. Okay, weer 'n tikkie later. Steam uit op vandag.
Lekker, heat shrink vir hierdie ouetjie. Heat shrink hoor my. Heat shielding. En ons Silverado bumstops wat aansienlik verser is as die oorspronklike stuk baksteen. Hulle is korter, soort van. En ons spacers wat ons gemaak het, is 'n verkeerde tyd ding gesit. Pas nie daar nie. Pas ook nie op hierdie hoekies. Wel dan. So ek het 'n nuwe stelletjie gemaak. Hy lê nog 'n bietjie warm. Maar ja, basies. Spacer, dit is nie meer bumstop. So hier is die ou ene, hier is die hoë kant. So, dis die 50 by vir die lift kit en dan die bumstop. So tegnies hierdie ouetjie is bietjie sagter as hierdie stuk rubber. So hoe kan ek dit verduidelik? As daai heeltemal kompres, is hy terug op hierdie standaard hoogte. So ja, daar is nie my solid van daar af deur. So ek gaan nie die beste bumstop wees nie. Maar ja, so hulle is gedoen. Daar's 'n ander korter een vir die linkerkant. So gaan ons kom maar geskier en goed insit. Ons is heavy crunched on time. Ek het rukkie gewag vir die goed. So ja, ons drap die exhaust want hy loop hier teen die firewall af. Dan kom hy so baie naby in die harnas en jou fuel rail. Fuel rails, fuel lyne. So ons neem sy hier trap om die meeste van die hitte hier afkom, want hier ook die gloei rooi om die 3 ton petrol se gewig. So ja, die trap is om die hitte weg te hou van al die belangrike goed af. Van nie af onder te waar is die reggie. Hier is langs die sam en in die wind van die windstroom onder die voertuig. Alright, hier is die ouetjies. Dis op die stel Silverado dink ek. Bumstops gevat. Hulle is die bubble type, so hulle ry so bietjie sagter as die solid petrol cores. Maar dit is ook 'n effe dink 40 mil korter as die originals. So ek het weer toe nog op die nuwe bumstops sit. Die spacers, hier is die ou spacer. Verkeerde thread gebruik. Daar's nog goed vir die kinders om mee irriteer. Maar ja, korte kom die kant in, lange kom daai kant in. En dan ja, hopelik gaan dit beter. Hoop dit gaan sleg dan. Die lekker ding is om hulle onderaftig in te sit. Okay, hy lê in die spring. Die kop daar indruk nie. Groter die probleem, groter die hammer, nee. Sien, daar die bumstop. Hierdie ouetjie het ons basies 30 grade opgeteld. Want hy was oorspronklik gemaak om die laer turbo daar bo die altyd te pas. Hy sit die turbo hoër en
bietjie verder terug, so. Toe net bietjie gedraai, hy sit waar hy moet sit. Goed alles vas, terug waar het moet wees. So die oil feeding na agter. As jy daar afkyk. Drop down is klaar. Wastegate is daarin. So die hitje hierby want daai ouetjie sit baie naby aan hierdie ouetjie. Sit daarom die hoedskoe bo vir 'n bietjie koeling. Maar ja, ons soek 'n complete shield. Soos daar modify. Dan het ons natuurlik gaan hierdie doen. Met gaan bycuts haal. So ons nou 'n mooi 45 by. 'n bietjie terug trim. Inkom en dan net 'n connector basies tussen daai twee. Lekker ding van ons bycuts is eerstens hulle is op 'n laser gesny. So hierdie ouetjie is glad nie, kom uit die masjien uit. So kyk, hy het 'n baie klein burr. Kan ons skaars sien. Kan jy eens voel, ek kan jy vingers snap maar kyk. So ja, laser cut beteken ook hulle is perfectly flush. So vir meeste ouens wat jy doen is jy gewoon op die beltsander net om die laser slek af te haal. Hulle vas tek hulle en dan vang jy jou tiek fuse om dit te doen. So wat ek gaan doen is, as julle sien, hy steek die oor op daai hoogte. Ons 'n bietjie terug trim. Kom ons haal 20 hier af. Daai 20 gaan sy op die voorkant van sit vir die huis. So ons haal 20 af. Stiek daai ouetjie daarin. En dan sit daai 20 basies flush op hierdie face. En ons hardloop met 'n single straight silicone connector met twee claps. Daar is die boostpyp. Hy's klaar. Die warm water om hierdie pyp op te sit vir die koeling. Die koeling is nou klaar. Daarin. Dan en dusted, selfde daar. Hulle nie meer op die manifold nie. Kwai, het ons reg getest drive. Die exhaust onder is vas en klaar. Lampstops is in. Regs. En links. Ek het so 1 uur en 'n half so sonlig oor. Om al gemorder te sort. So ja, met my tools uitsort bære. Ons moet die kamp goed inkry, ons moet die recovery uitsort. Al die ekstra goed wat rond lê en gemors skoonmaak en reg kry. Agter het ons begin pak, al die tools is in, recovery gear is in. So ja, laat ek julle gou daar wys. Shazam! Alright. My en Jay-Z se tent, ons gaan share die naweek. Slaapsakke, my self-inflatable en ons tafeltjie. So dan moet die nog 'n tent vir Lawrence Pietie inkom. Plek vir kombers en kussings en so aan, en 'n bietjie luggage. 3 aande, so ons gaan nie veel doen nie, of nie lang wees nie. So dis sien ons rakkie bo. Maar al die drinks goed gaan koop in die naweek. Ons gaspotteltjie, die ketel. Draersysteem, water daar, koffie, daar's 2 stoele in. Daar's ook nog plek vir gear en straps en wat ook al. Nog 2 stoele daar, fire extinguisher. Extra clairs buite daar en straps. Hey, het julle al hierdie Johnny gesien? Check die Johnny. Check net die Johnny. Waar gaan ek hom plak? Sommer daar. Want, ons hoef nie eintlik tafel te vat, ek net 3 van die Johnnies vat. Sien, sit jy langs die kar en keer by die 4. Wat meer wil jy? Nou, spakkie rakkie. Die original by the way, ons is eerste wat dit gemaak het. Dus bemarking is dit nie so goed as die ander nie. Want, natuurlijk, ons doen hom prima. Net 'n stuk plaat wat gebuig is met hinges nie. Goeie magnete, mooi rakkie, 'n prima EVA pad op, sodat jy goed nie afglij nie. Want alkohol is net so duur soos petrol.